Aan die einde van ons program lees ons altyd 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Vandag lees ons verder uit Handelinge hoofstuk 16, vanaf vers 16. Die opskrif in die tronk in Filippi. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarsêersgees was. Deur waarsêery sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aan aanhoudend geskreeu: hierdie mense is dienaars van God die Allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word. Sy het dit baie dae na mekaar gedoen, totdat Paulus dit langer nie meer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê: ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit. Die gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan. Toe haar eienaars sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadsplein gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê: hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie. Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in 'n houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskit het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeie het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu: moet jouself nie doodmaak nie, ons is nog almal hier. Toe die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitentoe gevat en gevra: meneere, wat moet ek doen om gered te word? Hulle antwoord hom: glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Hulle toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap omdat hulle nou in God geglo het. Die volgende môre het die stadspolisie gestuur met die boodskap: laat daardie mense los. Die bewaarder het toe die boodskap aan Paulus oorgedra en gesê: die stadsbestuurder het laat weet dat julle losgelaat moet word. Julle kan nou gaan en voorspoed op julle reis. Maar Paulus sê vir die polisie: ons is sonder verhoor in die openbaar geslaan en in die tronk gestop. Ons wat Romeinse burgers is, nou wil hulle ons stilletjies hier wegkry. O nee, laat hulle self kom en ons uitlei. Die polisie
het dit toe vir die stadsbestuur gaan vertel. Die het groot geskrik toe hulle hoor dat dit Romeinse burgers is. Hulle het gegaan en om verskoning gevra en hulle het die tronk uitgelei en hulle versoek om die stad te verlaat. Nadat hulle uit die tronk gekom het, is hulle na Lydia se huis toe, waar hulle die gelowiges gesien en bemoedig het. Daarna het Paulus hulle vertrek. Hierdie gedeelte uit Handelinge hoofstuk 16. Die eerste opskrif is die gelowiges wat uit die tronk in Filippi is. En ons hoor selfs in voetboeie en in die tronk sing hulle geestelike liedere. En dan gebeur daar wonderwerk dat die aarde skud en die boeie losgaan. Maar niemand gaan uit die tronk uit nie. Tot groot verbasing van die tronkbewaarder is almal nog daar. En hy hoef nie sy eie lewe te neem in die vrees van dat daar mense ontsnap het onder sy wag nie. En so hoor ons dan dat Paulus telkens die wil van die Here doen, maar dan uiteindelik hoor ons ook dat die stad en sy mense teen hom draai. Soos ons baie keer by gelowiges sien en hoor, dat die een oomblik hulle heeltemal tevrede en gelukkig met iemand wat die woord verkondig, maar die volgende oomblik dan is dit nie goed nie. Word hulle veroordeel. In hierdie gedeelte word gesê dat hulle swaar geslaan en baie geslaan is. Maar dat hulle ten spyte daarvan nog steeds getrou bly aan die woord van die Here en voortgaan op die pad om sy woord te verkondig. Telkens dieselfde boodskap in die Bybel, gaan heen en verkondig die evangelie oral waar jy kom. Kan byna byvoeg, net soos Paulus, net soos Jesus, oral waar hulle gekom het, die boodskap van die Here verkondig. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.